Hartlike goeiemôre, dit is maandagooggend, is die 17de Augustus, die jaar 2026. My naam is Dani Gerber, man is my weer 'n eer en 'n voorreg om saam met jou te kan kuier rondom God se woord. Vandag praat ons 'n bietjie van God is liefde. Nou ja, ek kyk so 'n videoetjie oor 'n persoon wat vir Jeremiah vra. Nou die man se naam is Jeremiah en sê, Jeremiah, why does God send people to hell? En hy sê, maar God stuur nie mense hel toe nie. Die hel is gemaak vir Satan, vir sy demone, vir dit is waarvoor hy sy hel gemaak het. Baie mense sê, ja, maar hulle glo nie meer in God nie, want God is 'n moordenaar en God haat mense. Kyk hoe haat die Here my, man. Kyk waardeur gaan ek en al die goed wat op my pad kom. Nee, dis ons sondige natuur wat maak dat ons alreeds op pad hel toe is. En al wat God gedoen het, is hy het vir ons 'n reddingsbootjie gegee. As jy daai videoetjie gaan kyk, dan sal jy sien, die woord sê daar, dat die persoon sê dat God het sy seun Jesus Christus gestuur, sodat hy vir ons 'n redding kan weet. So, jy's op 'n boot, die boot is besig om te sink, en daar's 'n lifeboat. Wat maak jy? Gaan jy op die reddingsbootjie klim en gered word, of gaan jy maar saam met die boot sink? En dit is ons lewens. As ons vashou aan ons sondige natuur, ons sondige lewe, dan gaan ons sink. En nou obviously gaan ons in die hel opeindig. Maar wanneer ons hierdie reddingsbootjie vat, hierdie lewenstou wat vir jou uitgegooi word, om vir jou te sê, vat hierso, dit gaan jou help, dit gaan jou red te goed. En as jy dit vat, dan gaan jy mos nou nie verdrink saam met die boot nie. En dit is presies dieselfde, dan gaan ek en jy nie in die hel opeindig nie, want daar is Jesus Christus. Hy het vir ons die prys betaal, sodat ek en jy nie die prys hoef te betaal nie. Maar kom ons lees wat sê God se woord vir ons in Johannes 3, 'n baie bekende gedeelte, Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie. Want baie mense sê, ja, God straf my, die Here veroordeel my. Nee, hoor wat sê God se woord. Hy sê, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel. En omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig. Is dit nie so nie? Kyk so 'n bietjie om ons. Die mense het die kwaad liewer as die geregtigheid. Die mense wil nie geregtigheid najaag nie. Hulle jaag die kwaad na, hulle jaag roem na, hulle jaag rykdom na, en hulle jaag nie God na nie. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. So vers 36, hy wat in die seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God is op hom. So my boetie en susse, ek en jy het 'n keuse. Of ons aanvaar Jesus Christus as daai reddingsbootjie, of ons sê, weet jy wat, die Here is nie vir my nie, en ons aanvaar die toorn van God wat op ons gaan rus. Dis 'n keuse wat ek en jy het. So wat ene kies ek en jy? 'n lewe saam met Jesus Christus, of 'n lewe sonder Jesus Christus? En van die twee. Daar is nie van, as jy dood is jy dood, en dan sê jy maar klaar nie. Hierdie is maar net 'n paadjie wat ons stap, om die ewige lewe deur te bring. Waar gaan ek en jy hom deurbring? Kom ons bid en ons vra die Here vir leiding. Halleluja, Abba Vader. Here, baie dankie vir u teenwoordigheid. Here, dankie dat u met ons praat. Here, dankie dat u ons waarsku, Here. Dat ons het 'n keuse, Here, u het ons 'n vrye wil gegee. Ons het 'n keuse om u aan te neem as ons saligmaker en verlosser, of u te verwerp, om te sê, I don't need you. Here, en bid en vra dat u in elkeen se hart sal werk. Here, dat u met ons met 'n duidelike stem sal praat, sodat ons u stem sal hoor, want u woord sê, die skape luister na die herder se stem,
en hy volg hulle. Here, laat ons U sal volg in gees en in waarheid. En dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit op hierdie maandag. Gaan vertel vir iemand die liefde van Jesus Christus, wat hy vir jou kan doen. Jy moet 'n geseënde dag hê. God bless.